Ek het laasweek het ek klaar gemaak met verskeie boodskappe oor die woordjie wes en ek het regtig gebid en vir die Here gevra, Vader, wat is die volgende woordklere wat ek moet bring? Baie belangrik vir my, want ek glo dat God gee vir ons 'n woord in seisoen. Ek glo dat die woord wat die Here vir my gegee het, is my wonderlik. Hierdie die woord laasweek verkondig het en in die formasie gelê op grond van dit wat ek gebring het. En ek wil aangaan met julle te praat oor ek 'n baie belangrike boek. Ek weet nie wat se waarde ek gee aan hierdie boek nie. Ek wil met julle praat oor hierdie boek. Ek glo jy het al hierdie boek oopgemaak. Ek glo jy het al hierdie boek bestudeer, hierdie boek gelees. Vraag is, wie sê vir julle is die waarheid? Daar is soveel Christene wat begin twyfel aan hierdie boek. Dit omdat ons nie altyd hierdie boek verstaan nie. Dan as ons gaan kyk in hierdie wêreld, dan ek dink 'n klein persentasie wat in elk geval hulle geloof plaas in hierdie boek. Ek praat met u oor hierdie boek. Ek gaan nou nie die hele boek vir u uitlei vanmôre nie. Gaan my maande vat en jare, want ons is al besig om 40 jaar te praat oor hierdie boek. Maar die ding is, ons moet 'n bietjie gaan kyk na wat is die doel? Wat is die doel van hierdie boek? Wat is die oorsprong? Waar kom hierdie boek vandaan? Wat is ook kenmerkend aan hierdie boek? En is dit die waarheid? Ons gaan 'n bietjie gaan kyk. Ons moet tog bewys hê dat dit die waarheid is. Sien, dis een ding om voor 'n persoon te staan wat 'n kind van die Here is wat glo in hierdie Bybel om met hom te praat oor hierdie boek. Maar praat met iemand anders wat nie glo in hierdie boek. Jy sien, dis 'n bietjie 'n groter uitdaging wat ek en u het. En daar was verskeie kere wat ek al moes voor mense staan wat nie glo in die Bybel nie. So ek kan nie met hom praat oor die Bybel nie. Ek moet vir hom bewyse gee dat hierdie boek die waarheid is, bo sy boeke wat hy het of sy het. Jy sien, want ek en jy, ons glo maar in hierdie Bybel, is dit nie so nie? Ons geloof is in hierdie boek en ons moet gaan kyk. Wat is dan so kenmerkend? Wat bring my en jou by die geloof in hierdie boek? Ek dink dis belangrik. Vir wie is daai boek geskryf? Vir die engele. Ja, goeie engele het die Bybel nodig. Hierdie boek is geskryf vir wie? Vir die mens op hierdie aarde. Asseblief, nie net vir die Christen. Hierdie boek is geskryf vir die mens. Van Adam en Eva totdat die 1000-jarige vrederyk volëindig gaan word, die duiwel vir 'n tydperk losgelaat word, daar weer 'n groot oorlog gaan word en die finale oorlog en God 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gaan skep. Ek glo ons gaan die Bybel nodig hê. 'n Nuwe hemel en aarde. Ek weet nie of ander boeke gaan wees. Ek gaan vir jou sê die Bybel gaan nie meer relevant wees dan. Hoekom nie? Want dan het alles in vervulling getree wat die Bybel gesê het wat gaan gebeur. Ek wil net praat oor die doel. Ons begin. Uiteraard kan ek nie net in een Sondag praat oor die Bybel is onmoontlik. Sien ek wil ons moet gaan kyk, wat was God se primêre doel met hierdie boek? Kom het hy hom vir ons gegee? Nou daaroor nagedink. En die Bybel is vir jou en my gegee met Christus. Om ons volkome toe te rus vir ons tyd op hierdie aarde. Vir die tyd wat jy op hierdie aarde het God vir jou en my die Bybel gegee. Om jou volkome toe te rus. Natuurlik vir dit wat jy moet doen op hierdie aarde. En hoe jy dit moet doen. Om daai kwaliteitslewe te hê, om suksesvol te wees op hierdie aarde, het ons hierdie aanleiding nodig. Wat ek vandag vir julle sê of hulle baie weer sien. Iemand het eendag gekom, is nou asseblief, kom nie die Bybel nie. Sê, waar verstaan die Bybel? In Engels sê die persoon gesê, Bible stands for basic instructions before leaving earth. Ek het hier sê so groot waarheid. These are the basic instructions that we need to follow before you leave the earth, not after you have left this earth. That's going to be too late. Dis baie belangrik. Natuurlik vir ons as Christene en die Jode, Judaïsme. Kom ons dit vir ons so belangrik hierdie. Waarom dink julle is dit so belangrik? Luister, om ons by ons daardie totale geloof in God te bring en in hierdie woord. Jy sien, hoekom is dit so belangrik? Om ons totale geloof in daai Bybel te plaas. Ek glo jy plaas jou geloof in hierdie. Dis dit nie so nie. Jy wat vanmôre hier sit. Sien. Hoekom is dit so? Ons hele lewe.
luister. Broers en susters, is gebaseer op ons geloof in daai boek. Ek praat van Christene. Die kwaliteit van die lewe wat jy nou leef, is gebaseer op jou geloof en jou gehoorsaamheid aan hierdie basic instructions before leaving earth that God has given us. Dit is sekend belangrik. Nou, wanneer ons gaan kyk na die kwaliteit van ons lewens, moet ons gaan kyk, is direk gekoppel aan jou geloof, jou kennis en jou gehoorsaamheid aan hierdie boek wat die Here ek glo vir ons gegee het. Baie belangrik. Almal op hierdie aarde, glo almal op hierdie aarde in hierdie. Wie glo in hierdie boek? Wie glo in hierdie boek? Judaïsme, die Jode en Christene. Christelike geloof en Judaïsme, hulle glo in hierdie boek. Alhoewel as ons kyk na Judaïsme, glo nie die volle Bybel, want hulle wil nie Jesus aanvaar nie. So baie dinge in die Bybel wat die Jode nie glo nie, Judaïsme nie glo nie. Jy sien, dit is belangrik, want die Here het vir ons die hele skrif gegee, van dit daarby uitkom. Jy sien, wat maak hierdie boek meer besonder as enige ander boek? Luister, is 'n ander boek, ja, daar's die Koran ook, het julle geweet. Moslems het ook 'n Bybel. Ek was nie die Bybel nie, hulle het ook 'n boek, naamlik die Koran. Dan die vraag is gevra, ook in die wêreld, maar wat is die waarheid? Die Koran of die Bybel? Want hulle verskil eintlik van mekaar in terme van teologie. Net soos die ander boeke ook. Nie net een geloof nie, hier is verskriklik baie geloof. Praat nie net van Christelike geloof nie. Sien, wat se bewys het ek en julle dat hierdie boek die waarheid is? Ek gaan vir julle konkrete bewyse gee. Hierdie boek is die waarheid. Daar's konkrete bewyse dat hierdie Bybel is die waarheid. So jy met iemand kan praat wat nie in hierdie boek glo nie. Probleem is daar self kwessies en probleme in die Christelike geloof met betrekking tot hierdie boek. Praat jy die hele daaroor en die Heilige Gees deponeer seker dinge in my gees. Rondom, praat dan met die Christene. Praat met ander van. Wat is die probleem wat ons sit hiermee? Eerstens ons geloof. Ek wil ek glo daaraan. Ek weet, maar wat is jou diepte van geloof? Luister, daar's geen Christen wat nie glo in die Bybel nie. Jy sien, dit gaan nie net oor jou en my geloof nie. Jy geweet dat die woord van die Here sê, en Karen het vanmôre genoem toe ons gebid het, dat jou geloof moet ontwikkel tot volwassenheid. Maturity. Waar is jy vandag? En ek, nie een van ons, het dit al bereik nie. So jy kan sê jy het geloof, maar in die pad van volwassenheid, waar lê ek en jy, in terme van ons geloof? Die Here sê vir my, hy sê, Willem, dis nie 'n kwessie van dat die mense glo nie. Hoeveel waarde ag jy aan dit wat hier geskryf is? Nee, Willem, baie, maar hoekom doen jy dan nie wat dit sê nie? Is dit nie interessant jy sê wat die mense doen nie? As hulle geweldige waarde toegevoeg het tot daaraan, sal hulle doen wat ek gesê het. Die eerste probleem. Tweede probleem, wat die Christelike kerk mee sit, is dat ons het een Bybel, maar ons het eintlik 3000 verskillende Bybels. Dis die probleem waarmee ons sit. Hierdie Bybel sê een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hoeveel? My broer en suster, hoeveel Bybels is daar? Ek praat nie van vertalings nie. Hoeveel Korans is daar? Een Koran. Die moslims glo aan een boek, een Bybel. Daar's nie verskille in Islam met betrekking tot die Koran nie. Daar's nie 3000 verskillende gelowe wanneer dit kom by die Koran nie. Christene sit met 3000 verskillende gelowe. Hoekom? Want hulle verskil in interpretasie. Een boek. Dis chaos. Luister, ek gee vanmôre vir julle 'n resepteboek. Nou gaan elkeen van julle, en nou vat julle 'n resep en ek sê, hoorie, ons gaan daai koek bak vandag. Elkeen van julle. 20 van julle interpreteer dit anders. Dan val die koek op die grond. Dis die probleem wat daar is, die verdere probleem wat daar is. En die ander vraag word gevra. Ek het met mense hierdie naweek gepraat en gesê, maar wie praat die waarheid? Want een kom sê vir jou dit, en Willem kom sê vir jou dit, en Piet sê dit, en Gawie sê dit, en hierdie ander sê dit, en ons verskil van mekaar. Wie praat die waarheid?
Ek kry die kerk jammer vandag. My broer en suster. Kom ek vandag vir julle sê, weet jy wie gaan die meeste beoordeel word voor God eendag? 'n Leraar van hierdie boek. Weet jy wat sê die Bybel in die skrif? Moenie haastig wees om 'n leraar te word nie. Jy gaan erger beoordeel word. Luister. Ek dink as ek die keuse gehad het, ek het 'n passie vir God se woord, want die verantwoordelikheid wat aan gekoppel staan, jy sien, ek het nie gekies nie. God het my geroep as 'n leraar. Paulus, hy sê dit by 'n geleentheid, hy sê, luister man, ek het dit nie gekies nie. Die Here het my tot stilstand gebring op pad na Damaskus om die Christene dood te maak, terwyl ek dit was, stop hy my net daar in my skoen en die lig val op my. Hy sê, ek het dit nie gekies nie. Ek het ook nie dit gekies aanvanklik as 'n beroep nie. As iemand vir my gevra het, wat wil jy word? Ek het nooit gesê ek wil 'n pastoor word, ek wil 'n leraar word nie. Nooit nie. Na matriek het ek gegaan tot op vliegtuig gaan werk, maar ken nie, man. Ek het gekwalifiseer. Ek het nog daarna 3 ander ambagte gedoen by Olifantsfontein. Maar toe ek en Lea getroud is, daar in 84, kom 'n profetiese woord van God en hy sê, jy gaan voltyds in die bediening, jy gaan vir my werk. Amen. Wanneer? 84. 2010, toe realiseer. Luister my Christus. Hoekom? Want God moes my eers koop. Hy moes my toerus voordat hy my kon vertrou met 'n kind wat aan God behoort. Sê, dis hoekom ek vat dit baie ernstig op. Kom ek vandag vir sê, ek gaan voor God staan. Hy gaan vir my sê, wat het jy my volk geleer, my kinde, my skape wat aan nie aan Willem Jooste behoort nie. Wat aan God behoort. Die Here sê, ek moet en die geestelike leierskap moet na hierdie kinde kyk wat God aan my toevertrou as herder. Dank die Here vir geestelike leierskap wat saam met my verantwoordelikheid kan dra. Ek gaan met u praat oor die woord van die Here soos die Gees van God my lei. Ek ervaar. Die dinge wat ek al reeds begin sê wat nie my woord is. Jy sien almal glo in hierdie boek, né? Was net te sê. Maar my vraag is, wat se waarde tot dit? Die vraag, gaan sit en dink en mediteer met jou. As jy 'n waarde toevoeg aan hierdie boek en hierdie boek sê jy moet dit doen en jy doen dit nie. Ek dink nie baie geloofwaardig nie. Jy glo dit. My vraag is, wat se waarde voeg jy aan? Kyk, die weerbureau is anders ook. Dink jy ons sê, dan kry ek 'n SMS van Discovery. Sit jou voertuig onder teks en kom 'n halstop. Maar weet dit nie. Maar gaan jy sê God se woord is aan. Ek glo in hierdie boek my Christus as ken my God. Nou, ek vat nie na grondteks. 2 Timoteus 3 vers 16, grondteks. Ek gaan oor hierdie skrif preek 'n paar weke. Kyk, maar ek vat nie daarna. Hierdie skrif moet jy regtig gaan bestudeer. Hy kom hy sê die hele skrif is deur God vir ons gegee, geïnspireer. God breed. Hy sê dit is nuttig tot wat? Tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Hoekom? Nou kom ons by die doel uit, waarvoor? Sodat ons wat kan word? Praat met my. Wat is die doel van hierdie Bybel? Sodat jy volkome lewe kan hê. Jy sien, want ek sê jy goed uit my ding nie. Ek sê vir jou wat hierdie Bybel sê, hoekom God vir ons hierdie skrif gegee het. Die doel van die Bybel is sodat jy volkome lewe kan hê op hierdie aarde. En natuurlik volkome toegerus oor dit wat jy moet doen. Of doen julle niks? Ek en u, ons doen elke dag ding. Al sit jy net en dink. Is net 'n man wat 'n niks boksie het nie. Hy kan sit en hy dink aan niks. Moet hierdie goeders gebeur. Maar 'n vrou is onmoontlik om nie aan iets te doen. Hy sê die hele skrif maar vraagteken. Wanneer die Bybel praat van die hele skrif, wat behels dit? Maar gaan vir sê, dis 'n bietjie dieper my broers as wat ek en jy dink. As meer debatte rondom dit, as wat ons vanmôre hier glo. Want jy sien, as ons gaan kyk, nou, wat word hierdie genoem? Die Bybel, daar's nêrens so 'n woord in hierdie boek nie. Nêrens,
Wys jy vir my, waar kom? Ek praat nou nie van hier voor, wat hulle die ouens wat gedruk het. Waar kom Bybel dan vandaan? Want dis maar net 'n naam wat gegee is aan daardie boek. Die Bybel kom van Koine Griek af. Dis nou natuurlik die Nuwe Testamentiese Grieks of die Septuagint Grieks, Septuagint Griek. As jy kyk baie keer dan sal jy dalk die woordjie Septuagint hoor. Ek weet nie of jy al gehoor het van die Septuagint nie. Die Septuagint is die Hebreëse Bybel in Grieks. Okay, dis die Septuagint, verstaan julle nou? So wat hulle gedoen het, hulle het alles wat in Hebreëus geskryf was, deur die natuurlike oorspronklik geskryf, het hulle oorvertaal in Koine Griek. Dis die Septuagint. Okay, so jy kry die Ou Testament ook in Grieks. Koine Griek. Die woordjie daar is ta Biblia. Dit beteken boeke of scroll. Dis wat dit letterlik beteken. As jy gaan kyk, daar's 'n ander woordjie, Byblos. Wat is Byblos? Byblos is die manuskripte wat hulle gebruik het. Daai papirus, die woordjie papirus kom van hierdie woordjie Byblos. Dis die Egiptiese papirus waarop die woord geskryf was. Later. Aanvanklik was die Bybel geskryf op wat? Op velle, nie diervelle. Skaapvelle of dan kalf se vel of bokke se vel. Het hulle dit is aanvanklik waar dit begin het. Die Bybel geskryf is. Maar jy kry nou manuskripte. Nou ons Bybels is van die manuskripte af oorvertaal. Nou wil ek nie vat, daar's 'n paar manuskripte oor die wêreld. Daar is ook afskrifte van manuskripte. Ek praat van die oorspronklike manuskripte. Van die manuskripte is al baie oud, julle kan nie baie mooi lees nie. Maar daar was ook afskrifte van hierdie manuskripte. Maar ek vat hier byvoorbeeld na die King James Version, waar kom hy vandaan? Die King James Version kom van die manuskripte wat hulle gekry het by die Dooie See. They talk about the Dead Sea Scrolls. Hulle het dit gekry. Wanneer het hulle dit gekry? 1946 tot 1956 het hulle al daai manuskripte gekry. Daar by die Dooie See. Dit was daarso gewees by die Qumran grotte. Het hulle dit gekry. Die Qumran grotte. Na 1946 toe kry hulle dit. 15,000 scrolls, manuskripte. Het hulle gekry. Die King James Version is 'n vertaling vanuit die Dead Sea Scrolls wat hulle gekry het in 1946 gevat tot 1956 om al daai manuskripte te vat en te kaart te sit en so voort, waarvan ek en jy nou die King James Version bybring. Tans is dit daar in Jerusalem, is in die museum, in 'n gedeelte daar van die museum. They call it the Shrine of the Book. Dis waar dit nou is, daai 15,000 scrolls. Hulle het dit daar. Hier is bewyse, my boetie en sussie, dat hierdie Bybel geskryf is oor jare. Hierdie goed is nie uitgesuig nie. Is deur verskillende mense geskryf oor 'n groot tydperk. Verskillende plekke in hierdie wêreld. Hulle noem dit die Gutenberg Bible in Germany. Is die Bybel wat die eerste gedruk is, eerste gebinde boek in die Bybel, was in 1450 gewees. Hulle lank gevat, 1455, 5 jaar, en toe hulle die eerste Bybel, Gutenberg Bible in Germany. Sedertdien, soos wat ons hier sit, is daar 5 miljard alreeds verkoop in hierdie wêreld. Amen. Luister, wat kry ons in die Bybel? Want die Bybel verwys na homself. Nie die woordjie Bybel nie, die woordjie skrif of skrifte kom in voor. Scripture of scripture. Dit is wat in die Bybel voorkom. So when the Bible talks about this Bible, he's referring to scriptures. Or isn't it written in the scriptures? Dan verwys hy hierso na die Bybel. Dit wat ons kry. Hierdie woordjie scripture of scriptures kom 53 keer voor in hierdie boek, in hierdie Bybel. Met ander woorde, wanneer ek terugkom na hierdie grondteks en hy sê die hele skrif is deur God ingegee, glo ek verwys die Bybel na die skrifte, hierdie skrifte wat hy na verwys. Ek glo, my broer en suster, dit is van Genesis 1 vers 1 tot Openbaring 22 vers 21. Ek glo dit is die skrifte. Wanneer hy sê die hele skrif is deur God vir ons gegee, soos God gaan later daaroor praat.
glo ek is van Genesis 1 tot die einde van Openbaring. Daardie 66 boeke wat die Bybel van praat. Glo ek is die hele skrif. Is nuttig tot lering. Ken jy alles is altyd van toepassing. Is nuttig tot lering. Jy sien, as jy gaan kyk hoeveel boeke is daar, 66 van hierdie boeke. Daar is 31.102 verskillende verse in die Bybel. 23.145 Ou Testament. 7.957 van hierdie teksverse in die Nuwe Testament, want ons het mos 2 testamente, ons het die Ou Testament en die Nuwe Testament. Hoeveel woorde is daar in die Bybel? As jy die Bybel al deur gelees het, daar 783.137 woorde. Ek praat van die King James Version, so ek praat van die Qumran Scrolls, wat gekry is met die Dead Sea, King James Version. Ek praat van die King James Version. Die skrywers het ons in hierdie Bybel, ons weet dit is 40 mense wat hierdie boeke, of ja, die Bybel geskryf het. Kijk, oor 'n tydperk van plus minus 1600 jaar, luister plus minus, kom maar gaan kyk, mense sê soveel, daar's 'n bietjie verskille rondom dit, in 3 verskillende kontinente. Luister my broers, wat fantasties is. Jy sal sien, ek gaan dit nou net vir jou bewys. As ouens wat gelees het 'n paar duisend jaar terug, dan sê hulle presies dieselfde as iemand wat net na Christus geleef het. Mekaar nie geken in verskillende kontinente. Dis nie mens nie, man. Is God. Net die Here wat dit kan doen. Wys jy vir my 'n ander boek in hierdie wêreld. Daar bestaan nie so iets nie. Amen. Jy sien, van die Bybel verwys soms na boeke wat deel is van die kanonieke boeke en ook boeke wat nie deel is van die kanonieke boeke nie. Nie 'n fout maak nie. Dink jy dat die Bybel is die enigste Christelike literatuur wat daar is en boeke wat geskryf is? Nee. Daar's baie ander boeke. Christelike literatuur, ek sê nie wat nie vals is nie. Maar is nie deel van die kanonieke boeke nie. Die 66 boeke is deel van die kanonieke boeke. Sien, dis baie belangrik. Nou die Bybel verwys baie keer na kanonieke boeke. Hy verwys na homself, maar hy verwys ook na ander boeke. Het jy geweet? Ek vat hier gou daarna. 2 gedeeltes onder andere. As een boek wat die Bybel van praat, ek talking about the book of Joshua. Jy al gehoor van the book of Joshua. Jy weet die Bybel sê, isn't it written in the book of Joshua? Die Bybel verwys na so 'n literatuurboek wat geskryf is, wat nie deel van een van die kanonieke boeke is nie. Dink julle, daai boek is geldig? Hoe sal die Bybel dan na hom toe verwys as dit nie die waarheid is nie? Daar is ander boeke ook, daar's apokryfe boeke ook, ensovoorts. Nou kom ek vat hier na 'n gedeelte, om dit vir u te bewys. Joshua 10. Kry jy 'n verhaal van Joshua 10? Ek gaan later hierdie verhaal vertel. Kan ek vandag vir julle sê, my broers en susters. Daar's baie dieper dinge oor hierdie skrifgie wat ek later met julle gaan praat oor. Ons besef nie baie keer die impak nie. Ons lees baie keer 'n skrif en ons dink nie eens aan wat het gebeur nie. Kan vandag vir julle sê. Maar in geval, Joshua, hulle veg teen die Amoriete. Nou man, is hulle besig om te wen, maar die son wil sak. Hulle het nou eintlik nog lus nodig. Wat doen Joshua? Hy beveel die son en die maan om stil te staan. Jullie, kom ek nie sê, as jy 'n bietjie gaan dink daaroor, dan gaan jy besef wat het gebeur, want dit het gebeur. Want God het geluister na Joshua en toe die son laat stil staan en die aarde wat om sy eie as laat stil staan. Julle, ons dink nie aan die impak hiervan nie. Maar dit het gebeur. Nou kom die gedeelte hierso in Joshua 10 vers 13 hoor wat sê hy? Hy sê, and the sun stood still, and the moon stayed until the people had avenged themselves upon their enemies. Is not this written in the book of Joshua? Opgeteken in hierdie boek. Hoor wat sê? Afrikaanse Bybel sê die boek van die opregte. Okay, sê die boek of Joshua. Luister, daar's letterlik so 'n boek, jy kan die boek aftrek op die internet. The book of Joshua. Nie deel van die kanonieke boeke nie. So, hy nou verwys hy wat the book of Joshua sê. So the sun stood still in the midst of heaven and hasted not to go down about when a whole day. Ek gaan later vir julle bewys dat dit gebeur het, bring buite Bybelse bronne. Dat dit gebeur het. Daar is geskiedenis wat dit bewys. Dit maak die Bybel daarom die waarheid hoor. Hierdie kritisie oor die Bybel. Nog 'n gedeelte waar dit voorkom, 2 Samuel 1:18. Dawid is nou hier. Wie het nou na hom verwys? Joshua verwys na die boek of
Joshua, maar David kom hy verwys na dieselfde boek. Also, he bade them, teach the children of Judah to use the bow. Behold, it is written in the book of Joshua. Kyk by, nee, deel van die kanonieke boeke nie. Wie plekke verwys hulle na hierdie boek? Nou wil ek hier vat net. Ek gaan kyk na watter boeke verwys die Bybel na. Ek het gaan kyk na die boek van en ek het letterlik elke skrifgie gaan navors en gaan kyk. Ek gee gou vir julle 'n paar. Bybel kom en hy verwys self na ander boeke. Hy sê, "He's talking about the book of Moses." Sê, praat, as een van die boeke. Die boek van Moses, die boek van die wet, die boek van die wet van Moses, die boek van die verbond. Bybel verwys na hierdie boeke. Nou van hulle is kanonieke boeke natuurlik. Dis is die boek of Joshua. Hierdie is deel van die kanon, kanonieke boeke. Die boek van die konings, die boek van die kronieke, die boek van die profete, die boek van die psalms. Hierdie is wat die Bybel praat van boeke. Die boeke van die woorde van Jesaja, die boek van die profeet Jesaja. Hy praat van die boek van oorloë, die boek van die gesig van naam, die boek van die lewe, die boek van die lewe van die naam, die boek van die waarheid en die boek van die Here. Hierdie Bybel verwys dan, ek het in die skrif hier. Ek het elkeen van hierdie skrifgies. En dis waar ek hierdie kry. Wat se ander boeke is daar? Ek bietjie gaan navorsing doen. Luister asseblief, ek gee net vir 'n paar. Net vir u te bewys. Ander boeke wat Christelike literatuur bevat wat nie deel is van die kanonieke boeke nie, die 66 nie. Jy kry die boek van Barnabas. Wie was Barnabas? Barnabas het saam met Paulus het hy mos 'n tydperk gegaan, onthou julle? So Barnabas het ook literatuur geskryf, hy was saam met Paulus, maar Paulus was nie deel van die 12 disippels nie. Paulus het baie boeke geskryf, maar is deel van die kanonieke boeke. Maar die boek wat Barnabas geskryf het, is literatuur, maar is nie deel van die kanonieke boeke nie. As sulke boeke. It's talking about the book of wisdom, the book of the Maccabees, the book of Judith. Is boeke wat van gepraat word. The book of Baruch, the book of Tobit, the book of Esdras, the book of Sirach. So is daar boeke, julle. Christelike literatuur. Maar is nie deel van die kanonieke boeke nie. Dis nie te sê dis nie die waarheid nie. Jy sien Willem, wat maak ons nou? Ek wil ons suster, kom ek op die koninklike bediening. Die hele fondasie is op die woord van God, die hele skrif, die 66 kanonieke boeke. Ek preek die woord van God. Ek glo, my broers en susters, soos wat God vir mense die skrifte gegee het, is God die een wat bepaal het wat in die 66 of in die kanon moet kom. Anders sit ons met 'n probleem. Want hoe kan God betrokke wees by die skryf van hierdie Bybel en hy was nie betrokke om te gaan kyk en sê wat moet gekies word om in die kanonieke boeke in te kom. Nie dat ek vir julle sê jy mag nie die ander boeke lees nie, asseblief. Maar as enige ander boek teenstrydig is met dit wat in die woord van God staan, hierdie hele skrif is 'n probleem. Dan is dit 'n probleem. Ek speel dit veilig met u. My studie is in die woord van God. 66 boeke. En ek bestudeer dit. Dis die woord wat ek vir u gee. Alhoewel seker in die Bybel geskryf is in die boek of Joshua. Bly ek hierby. Nou vandag van Jesus. Ek gaan vandag vir u bewys in die woord van die Here dat as net dit wat Jesus gedoen het wonderwerke, as alles opgeteken is, sou die wêreld hierdie boek nie kon bevat. Joe! Baie prys. Dis fantasties. Kom ek gee dit vir u. Johannes 21:25. En daar is nog baie ander dinge wat Jesus alles gedoen het, maar as hulle een vir een geskryf moet word, sou die wêreld selfs dink ek die geskrewe boek nie kon bevat nie. Ek praat nie van die hele 6000 jaar wat ons nou mee is, wat God betrokke is by hierdie aarde nie. Ek praat net van wat Jesus gedoen het. As alles opgeteken moes word, net wat Jesus gedoen het, sy wonderwerk en alles, vir die wêreld nie die boek bevat het nie. Dis amazing. Julle wiskunde. So, kan jy sien, alles is opgeteken in die Bybel. Maar dit is so dat ander mense het ook geobserveer wat Jesus gedoen het en hulle het ook sekere dinge geskryf in literatuur wat daar buite is, wat die waarheid is, maar dit moet in lyn wees met God se woord. Johannes 20:30 sê: "Nog baie ander tekens het Jesus voor sy disippels gedoen wat nie in hierdie boek geskrywe is nie." Baie ander tekens. Nou
kom die skrif en ek wil hier praat oor die Bybel. Wanneer ek praat oor die Bybel, praat ek nie oor die skrif. So die skrif, die Bybel, kom en hy verwys na ander gedeeltes wat daar ook is in die skrif. Wat in 1 Petrus 2:6. Daarom staan dit ook in die skrif. Kan julle sien wat doen mense? Hulle verwys na dit wat staan in hierdie Bybel, want hulle glo daaraan, dis die waarheid. Dan sê hy, ek lê in Sion 'n uitverkore en kosbare hoeksteen. Hier kom Petrus en hy verwys na die hoeksteen. En die wat in hom hoofletter glo, wie is die hoeksteen? Jesus Christus is die hoeksteen. Maar wat doen Petrus? Hy quoteer skrifte van die Ou Testament. Wat geprofeteer het? Hy sê hier, staan dit nie in die skrif nie. Waarna verwys hy? Jesaja 28:16. Hoor wat sê Jesaja 28:16 daarom? So sê die Here, Here, kyk, ek lê in Sion 'n grondsteen, 'n beproefde steen, 'n kosbare hoeksteen. Wie is hierdie hoeksteen wat Jesaja van praat? Jesus. Luister, hierdie is al maar baie jare na voor Petrus. Deur verskillende persone wat in verskillende plekke wat letterlik honderde tot duisende jare van mekaar af is, gepraat dieselfde ding. Hoekom? Daar lê een skryf. Dis dit. Die Heilige Gees het vir Jesaja gesê. Okay. Maar Petrus kom dit met wat die Heilige Gees vir Jesaja. Luister, dis nie net Jesaja nie, hier kom die psalmdigter. Hoor wat sê hy? In Psalm 118 vers 22. Die steen wat die bouers verwerp het, die hoeksteen geword. Wie is dit? Jesus Christus. Nou het ons Jesaja, Petrus quoteer Jesaja, maar nou het ons ook vir Dawid. Ek weet nie, kyk hoeveel jaar het Dawid van Jesaja afgeleer, verskillende plekke, maar hulle praat dieselfde. Dieselfde ding. Nou kom Jesus Christus self, of Paulus, sorry. Nou kom Paulus self in Efesiërs 2:20. Nou het ons 'n ander persoon. Wat sê hy? Gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus self die hoeksteen is. Nou het ons al vir Jesaja, ons het vir Petrus, ons het al vir Paulus, ons het vir Dawid, hulle praat dieselfde taal. Maar oor duisende jare van mekaar af en op verskillende plekke. Hoekom daar's een outeur van hierdie Bybel? Die Heilige Gees. Jesus kom self. In Matteus 21:2 hy sê. Jesus sê vir hulle, het julle nooit in die skrif gelees nie? Wat doen Jesus? Hy verwys na die skrif, na die Bybel. Nou kom hy, is interessant dat hy sê, het julle nooit in die skrifte gelees nie, want daar's nie net een nie. Paar skrifte, Jesaja, Dawid, die hele paar skrifte wat praat. Hy sê hierso, die steen wat die bouers verwerp het, het in die hoeksteen geword. Jesus Christus kom sê dit self. Nou is dit interessant, want wat is die doel van die Bybel? En jy het mos nou die doel van die Bybel. Die doel van die Bybel is om vir jou alles te gee sodat jy 'n volkomme lewe kan hê. Volkomme toegerus kan wees om die dinge te doen wat God wil hê ons moet doen op hierdie aarde. Dit verstaan nou die doel van die Bybel. Nou die skrif kom en wat doen hy? As ons nie weet wat om te doen, as dan nou kom ons kyk wat sê die skrif. Dit is eenvoudig. The basic instruction that God has given us. Dis wat ons moet doen. 1 Timoteus 5:17-18 kom en hy sê, laat die ouderlinge wat goed regeer, dubbele eer waardig geag word, vir al die wat arbeid in woord en leer, want die skrif sê. Nou kom hy sê, luister man, ons gaan kyk wat sê die Bybel. Die skrif sê, jy mag vir ons wat graandors nie by band nie, en die arbeider se loon lê. En nou kry ons riglyne in die Bybel wat om te doen, moet ons optree. Waar kom dit vandaan? Kom al, reeds in Deuteronomium 25 vers 4, want hulle sê, die skrif sê, hy sê, jy mag vir ons nie byband as hy graandors nie. Die Bybel sê vir ons wat ons moet doen. Ek moet jou sê, die woord van God sal vir jou sê wat jy moet doen. Pastoor, wat jy moet doen, gaan jy in die Bybel. Die skrif gaan vir jou sê. Dis kom ons daar, so vir jy te sê, luister, die skrif sê. Wanneer iemand vir jou sê wat jy moet doen, sê vir hom, waar staan dit in die skrif? Nou die gedeelte gee van Absalom het gegaan en sê, homself gaan op met sy hare. Okay. Pastoor, wat moet ek doen? Nee, vat daai skrif. Nee, so. Jy sien, die vervulling van die skrif word in die skrif verklaar. Dit is 'n baie belangrike ding.
Ek gaan bietjie in diepte praat. Ek wil eers gaan kyk na Handelinge 1 vers 16 en 17. Ek praat net oor die Bybel, dan bring ek die werking. Broeders, hierdie skrif moes vervul word, wat die Heilige Gees voorspel het deur die mond van wie? Julle weet Dawid het oor Judas gepraat. Oor Judas Iskariot. Luister, wanneer het die gebeur in Judas plaasgevind? Luister, dis bietjie lank na Dawid. Hoe Dawid het geweet? Daar's een puntjie in die Bybel. Jy sien hierdie is profetiese woord dat Dawid, hy verwys hierso na Judas Iskariot, aangaande Judas wat die leier was van die wat Jesus gevange geneem het, want hy is saam met die getal gereken, die 12 fatiele, en hy die lot van hierdie bediening verkry. Weet. Ek praat nou nog met iemand hier, iemand vra my 'n vraag om. Kyk, as daar een van moeilike dinge is dit nou hierdie. Want jy sien Dawid verwys al na wie toe? Judas Iskariot. Wanneer is Judas gekies om dit te doen? Hy het die lot gekry van hierdie bediening. Wanneer? Luister, Dawid het al gepraat van Judas. Ander het al gepraat van Judas Iskariot. Nee. En toe is Judas Iskariot gebore, en hy het die lot gekry van hierdie bediening. Dit is baie moeilik, julle. Daar vir sê, wanneer die woord in vervulling gaan kom, sal God gebruik wie hy wil. En inteendeel, God gaan mense gebruik, want hierdie goede sal geprofeteer, hierdie waarhede in die Ou Testament, honderde tot duisende jare, en nou kom God en hy kies mense uit om daai profetiese woord in vervulling te laat. Jo. Ek wil nie baie daaroor uitbrei nie, dit is bietjie moeilik. Ek het nie daaroor gemediteer nie. Ek sê Judas was. Maar dat dit moes gebeur en vervulling kom, is al geprofeteer selfs honderde en duisende jare terug. Net so kan God enigiemand anders gebruik. Psalm 41 vers 10. Selfs die man wat met my in vrede leef, op wie ek vertrou het, wat my brood eet, het die haksteen teen my opgelig. Wie is dit? Judas Iskariot is geprofeteer deur Dawid ook. Want wie sou met hom brood gee? Laaste avondmaal. Wie was daar? Judas Iskariot. Jesus sê, een wat sy hand saam met my saam met my brood gee. Johannes 13 vers 18. Nou kom Jesus, hy sê, ek spreek nie van julle almal nie, praat van die 12 disippels. Ek weet wie ek uitverkies het, maar dat die skrif vervul kan word. Hy wat saam met my brood eet, het die haksteen teen my opgelig. Fantasties die woord van God. Wys vir my 'n ander boek. Verskillende persone, op verskillende kontinente, oor honderde en duisende jare vir mekaar, of praat een ding. En dit kom in vervulling, hierdie in vervulling gekom. Nou kom die kerk baie keer op Petrus. Hulle op Petrus. Op Petrus kom toe Jesus en sê, "Was profet Jesus, ek wil dit toelaat nie. Hier is kromte vervulling kom God se wil." Kan jy sien hoe staan die mense met ek in die pad van dit wat God wil doen? Nou gebeur dit, wat doen Petrus? Hy ruk sy swaard uit en die kap die arm se oor af. Jy wil sê, Petrus, dink jy ek het nie 'n legioen van engele wat my kan beskerm nie? Wat sê hy? Maar dat die skrif vervul kan word. Amen. Skrif moet vervul word. Petrus, al keer jy. Ek dink ons bid baie keer en ons keer dinge. Wat God gesê, sorry my, daai gebede gaan nie beantwoord word. Vader, ek bid vir Israel se vrede. Kies. Ag, jy luister, daar gaan oorlog wees. Hulle gaan teen Israel kom. Bid vir God dat God hulle sal help in hierdie tydperk. Profetiese woord wat in vervulling kom tot Israel. En dinge wat in Europa gaan gebeur wat in die toekoms nog lê. Luister, ek weet ook die storie waar is. Hulle reken as ek weet of dit 'n gemeente, sê 'n gemeente in Pretoria wat gepad met duiwel tot wedergeboorte. Luister, nie jou asem. Die duiwel gaan in die poel van vuur gewerp word. As geen kans van gevalle engele in die duiwel om tot wedergeboorte te keer te kom. Hierdie boek is nie geskryf vir die duiwel en sy engele nie. Hierdie boek is geskryf vir die mens, en dan God, dat elke mens kan tot wedergeboorte kom. Engele kan nie tot wedergeboorte kom nie. Jesus se bloed het nie gevloei vir 'n engel nie. Jesus
Jesus se bloed het die skuld kom betaal vir jou en my sonde. Sonde skuld wat die mens ingeval het. Nie vir visse nie, ook nie vir voëls nie. En diere op hierdie aarde nie. Net die mens, hierdie boek is geskryf vir u en vir my. Matteus 26:54 kom Jesus en sê, hoe sou die skrifte dan vervul word, dat dit so moes gebeur, Petrus? Hoe gaan jy nou wil keer en dan kom die skrif nie in vervulling nie? As geen mens dit wat God gesê het deur die profete wat kan keer, dat dit gaan gebeur. Geen mens. Ek kan daar vir julle sê. In 'n gedeelte, Jesus kom. Ek ken Jesaja 61. Dis hele beradingsbediening se fondasie. Is gebaseer op Jesaja 61. Maar wat het Jesaja gedoen? Hy het dit net geprofeteer. Wanneer het dit gebeur? Dit gebeur eers in Lukas 4. Daar kom Jesus en hy gaan in die sinagoge in. Toe daar die sinagoge is, vergeet hom van die boekrol. Hy maak dit ook waar. By Jesaja 61. En dan begin dit eers, hy sê die gees van die Here is op my, omdat hy gesalf het, om die evangelie te verkondig aan die wat veelmoedig is, die wat gebroken van hart is, julle te verbind, hulle wat gebruik, die wat in gevangenis is, vrylating, hulle wat geboeid is, man, vrylating, die boeie afgeweer, die aangenaam jaar van die Here aan te kondig, en toe hy ons so neersit, te sê vir hierdie woord is verval van julle oor. Fantasties nie. Die lieflik is dit dat ek en jy kan die vervulling weet, van baie van dit wat Jesus kom doen, in Lukas 4, vers 21. Begin hy vir hulle sê, vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. Wat Jesaja geprofeteer het. Baie jare terug, kom hy in vervulling. Weet jy hoeveel skrif het al in vervulling gekom? Jy sien, het is lekker om te glo as ek kan teruggeef. Jesaja het nie idee gehad waarvan hy profeteer nie, waaroor hy profeteer nie. Hy het in die mond van Christus gepraat, van God. Baie van die ou skrifte, die Ou Testamentiese skrifte het vooruit gesien. Hulle het dit nie eens verstaan nie. Galasiërs 3:8, dit is 'n baie belangrike ding. Hy sê die skrif wat vooruit gesien het. So God gee in die Ou Testament onder andere vir Abraham en vir mense gee hy en vir Moses en so voort en profete. Gee hy skrif, daai skrif is nie van toepassing op hulle tyd nie. Dit het vooruit gesien. Met ander woorde is profeties. Dat God die heidene uit die geloof sou regverdig. Halleluja. Wie? Dat God die heidene. Hy sê bedoel, as jy tot wedergeboorte kom, is jy nie Jood skielik nie. Jy's 'n geredde heiden. Wedergebore heiden. Amen. Niemand vandag moet jy gered is, jy mos nou, jy's mos almal is mos nou Jode. Die Here sê, weet jy wat, dis al lankal besluit, vooraf, dat God die heidene uit die geloof sou regverdig. Ek dank die Here, ek is 'n regverdige heiden. Hy is God. Amen. Amen. Hy het dit vooraf van Abraham, het hy die evangelie verkondig met die woorde, en jou sal al die volke geseën word. Dank die Here vir Abraham, hy is 'n geloofsvader gewees. Abraham, Isak en Jakob, deur hom het Christus gekom. Dit verwys na wat? Genesis 12 vers 3, want onthou, Galasiërs Nuwe Testament, hy verwys na skrifte in die Ou Testament. Galasiërs 12:3. Kom uit. Ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. En jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Prys God oor die heidene. Amen. As jy gered vanmôre, as jy wedergebore, is die seën wat in Abraham gekom het wat op jou op as heiden is. Die seën van die Here. Amen. Genesis 18:17 tot 18, daarop sê die Here: sal ek vir Abraham verberg wat ek gaan doen, terwyl Abraham tog sekerlik 'n groot magtige nasie sal word, en al die nasies van die aarde sal met hom geseën word. In plaas van redding, verlossing en vrymaking, waar ons nou een volk is in Christus Jesus. Daar's nie meer Jood en Griek en slaaf vry man en vrou in Christus. Almal is een. Jy sien, hierdie is ontsettend belangrik met dit. Ons het die vervulling van die skrif is belangrik. Profetiese woord en die vervulling van die skrif is ontsettend belangrik. Kom ek gaan vir julle sê, een van die bewyse wat ek vir mense gee, dat die Bybel die waarheid is profetiese woord. Wat wie sê dat? Ek wonder of daar 'n groter bewys is. Kom ek gaan vir julle sê hoekom. Gaan vir julle sê. Gaan nou kyk. As jy gaan kyk na die Bybel, hierdie boek. 8352 Heilige skrifte het profetiese inhoud. Vir die 8 profetiese inhoud. Hier is profetiese boek onder andere.
Luister, 27% van die Bybel is profeties, dit profetiese inhoud. Dit dek 737 verskillende onderwerpe, profeties. Verskillende onderwerpe. Daar is jou plus minus, daar's verskille rondom dit, ek praat weer in die King James, plus minus 200, 2500 profetiese woorde wat gespreek is, profesie, waarvan profesie. Plus minus, asseblief julle, plus minus, 2500 profesie in hierdie Bybel, waarvan 2000 al reeds in vervulling gekom het, meer as 2000, tot op die punt. Ek dink jy dat ek van hierdie glo. 2000 wat geprofeteer is, honderde en duisende jare terug, deur mense wat heeltemal van mekaar afgeleef het, nie dieselfde tyd nie, in verskillende kontinente, profeteer, en hierdie dinge kom, net soos wat geprofeteer is in vervulling. Luister maar, as iemand nog nie hierdie boek gelees, is hy 'n dwaas. Maar ek vandag vir jou sê, ek dink hy het nie verstand nie. Gaan jy na iemand en sê, luister hierso, ek sê vir jou dinge en jy sê 2000 hulle kom net so in vervulling, dan julle gaan in jou glo. Natuurlik, man. Natuurlik. Meer as 300 wat in vervulling gekom het, is van toepassing op Jesus, net op Jesus Christus wat hy gedoen het en wat hy kom doen. Meer as 300. Dan glo mense nog nie in Jesus. Dis dit eintlik vyandse raad. Maar gaan wie sê, vra vir jou vraag. As in hierdie boek, waarvan daar 2500 profesie is, as oor die 2000 daar in vervulling gekom het, dink jy die res gaan ook in vervulling kom? Natuurlijk, man. Dit is logies. Sien, dit wat nog in vervulling kom het te doen met wat? Eindtyd. Hy sê, eindtyd profesie wat in vervulling kom. Gaan nou die met daaroor praat. Vervulling kom. Sien, wat doen ons? Sê, wanneer daar verskille is in die Christelike teologie, is daar verskille in Christelike teologie, in kerke denominasies. Natuurlijk, wat doen ons? Maklik, ons gaan kyk wat sê die skrif. As iemand met my praat en verskil vir my en sê, nee, wys my net vir die skrif. Laat praat sê, miskien het iets gemis. Wys my in die Bybel, die skrif te gaan ondersoek, julle. Luister, ek vandag vir julle sê, ek wil nie regtig iemand gekry wat vir die skrif kan gee nie. My geloof is gebaseer op hierdie woord. Geef vir my woord. Geef vir my woord. Moenie Koran of ander boeke gebruik nie. Geef vir my die Bybel en sê vir my wat staan, waar sien jy dit in die skrif? Kom ek hier, Galasiërs 4 vers 30 tot 31. Hoor wat sê hy? Gaan nou net vir hierdie konteks hiervan verduidelik, dat jy sien hoe dwaal mense vandaan. Wat moet ons doen as daar verskil is? Want kyk wat sê die skrif? Maar wat sê die skrif? Hier is nou net een onderwerp. Het gaan oor die Ou Testament en Nuwe Testament. Het gaan oor die berg Sinaï en die berg Sion. Dit gaan oor twee vroue, Hagar en Sarah. Het gaan oor twee kinders. Luister, hier staan vir twee verbonde. Dis natuurlik Isak en Ismael. Die een is gekoppel aan slawerny en die ander is die vry. Willem! Wat die ene moet ons glo, want wie ons is betrokke? Wat sê die skrif? Werk die slavin en haar seun uit. Want nooit mag die seun van die slavin saam met die seun van die vrye erwe nie. Daarom broeders, ons is nie kinders van die slavin nie. Ek is kinders van die vrye, halleluja. Waar kry jy dit? Genesis 21. Gaan kyk 'n bietjie, vers 9 tot 12. Toe sien Sarah hoe die seun van Hagar, die Egiptiese slavin wat sy vir Abraham gebaar het, spot. En sê aan Abraham, jaag hierdie slavin en haar seun weg, want die seun van hierdie slavin mag nie saam met die seun van Isak erwe nie. Want die woord was baie verkeerd in die oë van Abraham vanweë sy seun, maar God het aan Abraham gesê, laat dit nie verkeerd wees in jou oë ter wille van die seun van jou slavin nie. Luister na Sarah en alles wat sy van jou verlang, want deur Isak sal jou nageslag genoem word, die Ismael. Jy sien baie keer is dit moeilik om die skrif te verstaan wat nog nie in vervulling gekom het. Luister, broer en suster. Die disippels het 'n probleem gehad, hulle kon nie glo dat Jesus moet sterf aan die kruis nie, totdat hy na hy gesterf het en dan hulle verskyn het tot Thomas, Andreas, ongeloof.
Dit is maklik met broers en susters. Kom ek gaan vandag vir julle sê, kom ek gee julle 'n paar voorbeelde. Wat glo julle is die volgende groot gebeurtenis, profeties wat in vervulling moet kom? Die wegvoering van die ware bruid. Wegvoering van die bruid. Hoeveel glo daar? Hoeveel verskille is daar rondom? Kom ek gaan vir julle sê, geen verskille wees. Okay, vir hulle wat gaan agterbly. Dan gaan we terugkyk na die profetiese woord wat in vervulling gekom het. Ek bid die Here dat ek en jy gaan nie vir mense sê, ja, ek het jou gesien. Asseblief. Mag julle nie onder daai kategorie van mense staan nie. Amen. Ek gaan nie hier wees om vir mense te sê, sien jy nie weer dit gesê. Johannes 20:9. Want hulle het nog nie die skrif verstaan dat hy die dode moes opstaan nie. Maar dit is maklik vir hulle na die tyd om dit te gegloed en te verstaan, het nie brave Thomas. Soos dit moeilik julle, nie altyd maklik nie. Amen. Jy sien, want daar's voorbeelde baie van profetiese woord wat nog in vervulling moet kom. Ek weet dit gaan. Nou net af van ons interpretasie. Wegvoering van die bruid natuurlik. Natuurlik is die openbaarmaking van die anti-kris. Luister, hierdie is dinge wat nog moet gebeur. Ek glo hy sal wees daar. Hy word groot gemaak. Maar hy kan nie geopenbaar word alvorens dit wat hom hier staan en die weg het gerig is. Al toe mense nog nie die ware bruid se wegvoering nie. Hy kan. Kom ek moet sê as die bruid nie weggevoer word voor die 7-jarige verdrukking nie, gaan die anti-kris nie geopenbaar kan word. Want wie hou hom teen? Die ware bruid, want God het ons die mag gegee, die krag van Satan. Hy het ons wapens gegee teen die vul. Amen. Here het dit gedoen. Kerk hou hom terug. Ware kerk moet eers uit die weg geruim word. Dan gaan die anti-kris openbaar. Dan lees Petrus 2:6 vers 1-3. Groot verdrukking. Weet jy? As baie mense wat nie se idee wat kom nie. Julle geweet ek praat met mense in 'n kerk al die jare, ek sê tog nooit daarvan gehoor nie. Weet nie daarvan. Ek sê skies. Luister, hier is om vir ons voor te berei, my broer en suster, vir dit wat kom. En nie om aan deur te gaan nie, dank die Here vir ons. Hierdie dinge is wat gaan kom, is geprofeteer. Merk van die dier, julle geweet dit kom. Dis geprofeteer. Wat is die merk van die dier? Wie van julle weet? Dis 666, maar die woord van die Here sê as jy nie verstand het, jy gaan nie weet nie. Ek praat nie oor verstand, my broer en suster. Dis hoekom ons gebid het, sê Here gee vir my verstand, Vader. Wat sê Openbaring 13, vers 16-18, in betrekking tot dit. Hy maak dit almal, klein en groot, en die rykes en die armes en die vrye mense en die slawe, 'n merk op hulle regterhand, en hulle voorkop gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop behalwe hy wat die merk van die naam van die dier of die getal van sy naam het nie. Dis hierdie dinge wat nog in vervulling gaan kom. Nog nie daar nie, asseblief julle. Ons kan nog vrylig koop, het julle geweet? Kan ons check of dit by jou kan vandag. Hierdie moet nog in vervulling kom. Hierdie gaan eers in vervulling kom in die 7-jarige verdrukking. Dan gaan hy verder, hy sê, hier kom die wysheid te pas, wie die verstand het. Ag, prys die Here, ek het al mense gehoor wat nie verstaan nie. Wat dit is. Jy al gekyk op die internet. Hoeveel verskillende interpretasie is daar met betrekking tot wat is die merk van die dier? Luister, as God se Heilige Gees nie vir jou die verstand gegee het, jy gaan nie weet. Die Here sê, verstand nie. Hy sê mense dwaal met die skrif nie ken nie. Maar wat sê hy? Hoe antwoord Jesus sê vir hulle Matteus 22:29? Julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie. Ek bid die Here dat ons die skrif sal leer ken. Heilige Gees is die Gees van waarheid wat ons help in die waarheid. Jy sien, ons het nodig dat ons verstand geopen moet word. Dis hoekom jy gebid het vanmôre. Open the eyes of my heart, Lord. Staan julle nou, hoe belangrik hierdie gebed is, wat ons gesing het vanmôre. Ek hoop jy het dit ergens gemaak in jou lewe. Wat doen die Here? Ken jy die Emmausgangers? Emmausgangers, Christus sterf, hy staan op die dode uit. Man, kyk, daar's gepraat oor wat in hierdie naweek daar gebeur het en die res van dit. Nou loop Jesus saam met hy, wat my dit weet nie. Ek sê, waar kom jy? Ja, weet jy nie wat gebeur het nie? Hierdie naweek nie. Hy wat weet nie. En hy begin om van die skrifte uit te lê van Moses, die wet, die psalms, profete, lê hy die woord uit. Nou sê hy, moet asseblief verder kom eet by ons. En toe hy die brood breek, word hulle verstand gekry. Fantasties. En dis hoekom ek dink daar's iets kenmerkend as jy ware wedergebore kind van God is in die breek gebore. Om die Here waar dat jy verstand het. En toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank en hy breek dit en hy gee dit aan hulle. Toe is hulle oë geopen. Halleluja.
Discipels, wat het met die discipels gebeur? Hulle is 3 jaar saam met Jesus. En net voor hy wegvaar, hoop hy eers hulle verstaan. Lukas 24 vers 44 en 45. En hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het, toe ek nog by julle was, dat alles oor my geskrywe is. Dit wat van my geskrywe is. En die wet van Moses, die profete en die psalme moet vervul word. Toe open hy hulle verstaan. Die skrifte te verstaan. Amen. Ek en jy het nodig, net soos die disciples, dat ons verstand geopen moet word. As party mense wat kom met valse leerstelling, wie waar kry hulle dit nie? Nog ek Here, ek open hulle verstand, asseblief. Dis nie die Bybel, dis nie die skrifte nie. Open hulle verstand. Wat kom nog in hierdie wêreld? Dis profetiese woord wat nog kom. Luister, Vader, ek bid dat daar nie meer oorlog gaan wees in hierdie wêreld nie. Jy kan bid tot jy blou is. Die woord van die Here praat van oorlog wat gaan kom. Een van die tekens is oorlog. Eindtyd tekens is oorlog. Jy bid teen tekens wat Jesus gegee het. Luister, nou is hier weer agter kom die slag van Armageddon, se groot oorlog. Dan kry ons die 1000-jarige vrederyk. Na die 1000-jarige vrederyk word die Bybel losgelaat. Nog een groot oorlog. Die wêreld voor die eindtyd kom. Groot oorlog wat gaan kom. Finale oordeel. Die mense glo in die finale oordeel. Hy kom daar vanaf vir jy sê, as jy vandag praat van die regte hemel en die hel, sê wat het jy glo? Glo jy, daar bestaan nie sulke goed nie, man. Maar ek vandag vir jy sê, daar is iets. Dit kom. Profetiese woord wat in vervulling kan kom. Finale oordeel vir God se troon, Bybel praat daarvan. Ewige lewe, dit is die hemel en die hel. Pleit afgemoed. Net van daar. Wat ek julle se twee mees algemeenste woorde in die Bybel. Ek praat nie van I en the en praat van. Wat ek julle is die woord wat die meeste voorkom in die Bybel. Dan nie I of and en daai nie. Maar dit is letterlik. Wat dink julle is die woord? Kies? Liefde. En Engelse woord. Nie liefde nie. Wat nie? Wie wil nog so in die plek skiet? Wie? Zo'n Bijbel en dat. Wie is het God? Ja. Verlede. Ja. Julle weet, kom volgende. Lord. Lord. Halleluja. Ek wil ons suster. Die tweede een. God. Lord God. Lord kom. 7000. 970 keer voor in die Bybel. 7242 keer in die Ou Testament. Net 728 keer in die Nuwe Testament, waar daar baie meer verwys na Jesus Christus. Awesome. God 4473 keer in die Ou Testament. 3101 keer in die Nuwe Testament en 1372 keer in die Nuwe Testament. Man! When the Bible talks about man, waarna verwys ek? Nie die mens nie, die mens. Die mens kom baie voor. Dit beteken jy is belangrik my vriende vir God. 2747 keer kom dit voor in die Bybel, want jy is belangrik vir God. Wat beteken Lord? Ou Testament is Jehovah, self-existing or eternal. In die Nuwe Testament is Kurios, supreme in authority. God in die Ou Testament is Elohim. Lord God is Jehovah Elohim. He's the supreme God. New Testament is 'n theos. Want met die praat oor hierdie woordjie theos. Toekoms, my broers en susters. Talks about the supreme divinity. Amen. Hierdie Bybel. En vandag vir julle, ek sê daarmee al wat ek wil volgende week aangaan daarmee. Hierdie Bybel, my broers en susters, is deur God geïnspireer. It is God breathed. Man written that God breathed. Ek weet nie onder wat se trans was hulle toe dit geskryf het. Hulle was nie by verstaan. En dan vir sien. Maar ek weet net een ding. As jy gaan kyk na Moses by die Pentateeg, 5 boeke. Gaan lees nie daaroor, miskien 'n bietjie tyd stil staan daarby, dan gaan jy sien. My broers en susters. Met betrekking tot Moses, waarvan praat Moses? Moses verwys na die skepping van die aarde en die hemel. Genesis 1:1. Was Moses daar? Waar kry Moses dit? Met God een nou teer, Heilige Gees.